en welkom by ons Liggie Hoop vir die week. Nou, die laaste tyd kom ek baie agter wat die verskil is tussen dit wat die wêreld sê, dit wat die wêreld van ons vra en dit wat God van ons vra. Een van die groot goed wat die wêreld van ons vra is, dat ons onafhanklik moet wees, dat ek op my eie moet aangaan, dat ek ander nie in die oë hoef te kyk vir dit wat ek nodig het nie, maar dat ek kan aangaan in dit wat ek nodig het, en self kan voorsien. En die interessante is dat God eintlik net mooi die teenoorgestelde kom sê. God kom sê dat die sleutel tot geluk, die sleutel tot vreugde en vrede is, juist die feit dat ons mekaar nodig het. Dat ons in 'n gemeenskap by mekaar is, deel is van mekaar is en daaruit leef. Dit maak die verskil. En interessant genoeg is dit ook waarvoor ons gemaak is. Ons is gemaak om deel van mekaar te wees. Om nie net op my eie aan te gaan nie net op my eie eiland te sit nie, maar om saam met ander ook te wees. Ons lees dit in Romeine 12 vers 5 en ek lees dit vir u. Daar sal staan, net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Al is ons baie, al is ek uniek, al doen ek dinge op my manier, al het ek my unieke styl, is ek steeds deel van iets anders. Ons het mekaar nodig om hierdie liggaam waarvan ons deel is, te laat funksioneer. En dit beteken dat gemeenskap met mekaar, om deel te wees, nie opsioneel is nie. As ons die Here dien, as ons die Here volg, het ons nie 'n keuse of ek op my eie eiland gaan aangaan nie. Nee, die Here leer ons, maar ons het mekaar nodig. Ons moet saam met mekaar funksioneer. Ek moet deel wees van my medegelowiges, van my geloofsfamilie. Die waarheid is, dat as jy ander mense nodig, as jy werklik wil wees wat God wil hê jy moet wees, wat God se plan, God se doel met jou is, as jy dit wil vervul, as jy ten volle wil leef soos wat God jou gemaak het, dan het jy ander mense nodig. Dan kan jy nie net op jou eie aangaan nie. Dan moet jy ook deel word van die gemeenskap waar jy is. En daarom as ons hierdie vanoggend besef, as ons hierdie met mekaar deel, om deel te wees, dan is my vraag eintlik aan elkeen van ons, maar waar is jy deel van God se gemeenskap? Waar is jy deel van God se geloofsfamilie? Of, as jy wel deel is, of nie deel is nie, waar kan jy deel word? Waar kan jy help om hierdie geloofsfamilie, hierdie eenheid in Christus, hierdie liggaam van Christus op te bou en uit te bou? Mag ons elkeen werklik gaan deel wees van daar waar God ons geroep het om deel te wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om te kan weet dat U 'n plan vir ons het. Maar dat dit ook meer is as dit, dat ons kan weet dat dit wat U vir ons bedoel het ook saamwerk met daar waar ons betrokke is, daar waar ons saam met 'n geloofsfamilie funksioneer, daar waar ons leer, daar waar ons bou. En Vader, maak ons 'n geloofsfamilie wat saam staan, wat deel is en wat so ook U naam verheerlik. Vader, ons pleit dat U ons sal sterk maak as 'n eenheid, dat ons so sal funksioneer, dat ander U liefde sal raak sien. Wees U met ons elkeen vandag deur die dag, en mag U genade en U liefde ook oor ons sprei, oor ons wees. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Christus ons verlosser is. Amen. Mag U vandag 'n heerlike dag hê, en mag U beleef waar die Here ook besig is om met U te werk.